Ek wil graag vanmiddag, as ons die praatjie het oor afhanklikheid, wil ek graag my getuienis ook met u deel. Die pad wat ek gestap het. Ons gaan kyk na 'n paar oorsake van wat verslawing en afhanklikheid veroorsaak. En dan ook hoe ons die probleem kan oplos. So ek nooi hartlik uit om na die ete by mekaar te kom. Ons kan lekker saam gesels, ons gaan vrae en antwoorde ook doen. En ek nooi hartlik uit om ons te vergesel met dit. Baie dankie. Dankie Jacques, ek sien vreeslik uit. So, ons kom op woensdaagaande by mekaar vir bidtuur en een van die gereelde bywoners is Marijke en sy het nou die aand het sy 'n getuienis gedeel. Ek het gesê hoor hierdie is heeltemal te goed. Die res van die gemeente moet hierdie ook hoor. So ek nooi vir Marijke, deel asseblief. Dankie leraar. Julle ons dien 'n lewendige, almagtige God wat vandag nog wonderwerke toelaat in ons lewens. Maar dit hang ook af of ons dit wil raak sien, soos ons vanoggend geleer het in ons les. Wil ons dit werklik raak sien? Ek's by 'n maatskappy, die direkteur het gekom. So my getuienis gaan oor wat werklik in mense lewens kan gebeur in 'n klein kort tydjie. Vader wil hê ons moet gelukkig wees. Geluk moet van binne af kom. Hy wil hê ons moet vreugde hê en daardeur is dit so dat baie keer ons ongelukkig is op baie plekke. En by die werk het dit gebeur dat die direkteur op 'n stadium gekom het en alles wat ons positief gedoen het, net omgedraai het na 'n negatief toe. En ons kom toe agter dat hy probeer van ons ontslaa raak. En ons het daarteen begine bid en ek het verkeerd gebid, want ek het gebid, ag Vader, laat reg en geregtigheid geskied. En ek het, dis eintlik 'n selfsugtige gebed, omrede ek het eintlik in my gedagtes bid vir myself. Jy weet, dat hy dit nou moet kan stop wat hierdie man so lelik doen. En by Desember toe verander ek my gebed. Toe besluit ek moet anders bid. En toe ek anders bid, toe vra ek vir Vader om asseblief my te help van my kant af, dat ek hom nie verantwoordelik hou vir enige iets nie. En ek vra toe dat hy, wat sê dat hy 'n Christen is, moet sy Christenskap opneem, sy verantwoordelikheid opneem en verstaan wie is hy as 'n Christen. En dat sy woorde en alles nagevolge het en of is hy trots daarop as Christen. Ek het Januarie weer by die werk ingestap en die eerste persoon wat hy gevra het om in die raadsaal te sien was vir my. En hy het vir my om verskoning gevra vir hoe hy ons behandel het verlede jaar. So dit het als baie goed geloop en is 'n fantastiese getuienis tot daartoe. Maar 2 weke terug, was dit nou, ek dink is 2 weke terug, Dinsdagoggend, lei my foon heel wat vroeg toe ek op pad is om uit te gaan werk toe. En dis hy en hy sê vir my, gou 'n vergadering in die raadsaal. En ja, daar sink my bloed tot in my voete toe, wat nou? En ek maak die deur toe en ek bel die senior prokureur en ek vra vir haar, wat is aan die gang? En sy sê vir my, nee, hy gaan jou vandag afdank, staan sterk, ons weet jy gaan aan die ander kant uitkom. Ek sê, maar dis reg, baie dankie. Ek sit die foon neer en ek het 'n gebedsgroep by die huis ook op 'n Dinsdag aand en ek vra vir hulle, bid gou vir my om my sterk te maak asseblief, ek hoor ek gaan nou afgedank word. En ek het by die werk aangekom en hy het my laat sit en hy het begin met iets negatiefs en sê, jy doen nie dit nie. En ewe skielik swaai hy om en hy sê, maar dit wat hy nou sê ek nie doen nie, gee hy al die bewyse voor dat ek dit eintlik wel doen. Al die skriftelike bewyse is daar. En hy haal die volgende ding uit en hy sê, en dit doen jy ook nie. En jy weet, soos hy praat, kom hy en hy haal al die bewyse uit dat ek dit eintlik doen en dis opskrif en mens kan dit sien en almal weet daarvan. En soos hy aangaan, dink ek by myself, ek wonder nou hoe nuttig is dit nou vir my om hier te sit, maar ek sê nie 'n woord nie, want ek het niks om te sê nie. Ek het net, toe ek gehoor het, hy gaan dit doen, het ek my deur toegemaak. Ek het weer op my knieë gegaan
En ek het gebid en gesê, Vader, ek weet nie waarheen nie, ek weet nie wat wil U hê moet ek my lewe is in U hande, waarheen stuur U my? Ek is reg, wat ook al gebeur is in U hande. En terwyl ek daar gesit het, het ek net gesê, Vader, ek is in U hande, maak nie saak wat nie, en ek het nie 'n woord gesê nie. En hy het afgesluit deur vir my te sê, goed, jy is nog 'n jaar aangestel. En ek wil vir julle sê, dis die vreeslikste gevoel wat daar is om te hoor dat Vader iets kan vat wat negatief is en hy kan dit positief maak in 'n oogwink sonder dat jy hoef op te staan of vir jouself te sê, maar ek het nie 'n woord nodig gehad om te sê nie. Vader het self ingetree en alles positief gemaak. So julle, daar's krag in gebed en ons moet net dink aan hoe ons bid en hoe ons dit kan verander. Ek prys die Here hiervoor en mag hy ten volle vir my verder lei in hierdie proses. Dankie. Dankie Marijke. Ek sal graag volgende vir Dr. Jade in die woord wil stel en ek gaan nou baie min sê omtrent haar, behalwe dit is verstommend hoe die Here werk. Goeiemôre almal. Geseënde Sabbat. Ek wil vanoggend probeer om 'n baie lang storie kort te maak en dit kan 'n lang storie word, so moedig maar aan hier aan die agterkant. 'n Mens se eie lewensverhaal is baie keer vir jouself groter as wat dit vir ander mense is, want jy het self daai ervarings en om dit oor te dra aan ander mense is nie altyd so maklik, want jy het 'n klomp belewennisse in jou gedagtes wat nie altyd in woorde uitgedruk kan word nie, maar ek wil vir julle sommer net kortliks vertel 'n opsomming van hoe ek gekom het waar ek vandag is. En dit het begin op die 17de Januarie in 2004, as ek nou reg onthou. 17de Januarie was 'n maandagoggend gewees. En daai oggend het ek myself gevind waar ek gesit het in 'n gangetjie in 'n gebou wat ek nie presies geweet het wat 'n gebou dit was nie. Dit was die Universiteit van Wes-Kaapland. Nou hoe ek daar beland het, gaan ek nou met julle deel, maar miskien moet ek begin deur om te sê dat vanoggend het ons die kinderstorie gehoor van 'n paar kinders. En dit het my baie goed herinner aan die feit dat baie keer sê die Here vir mense baie spesifieke sinnetjie in jou gedagtes. Toe ek klaar was met matriek, het ek terwyl ek matriek gedoen het, het ek 'n pligsgetroue matrikulant, of soos 'n pligsgetroue matrikulant het ek voorberei om na skool verder te gaan studeer. Ek het my aansoeke ingedien by die universiteite, ek het gedink ek gaan onderwys studeer en ek was aanvaar vir die kursus en gelukkig het die Here my beter geken as wat ek myself geken het, want as ek vanoggend luister na die kinderstorie, dan besef ek die Here het geweet ek het nie die geduld om met kinders te werk nie. En voordat ek dit besef het, die Here baie gelukkig vir my gesê, dink weer. Maar hy het geweet hy gaan dit op 'n baie spesiale manier moet sê, want hy het geweet ek is hardkoppig. So in plaas van dat hy vir my gesê het om weer te dink oor my keuse, het hy die deur baie mooi toegemaak. Ek het nie 'n beurs gekry aan die einde van matriek nie. So ten spyte van die feit dat ek gedink het ek sou onderwys gaan studeer het en ek was aanvaar vir die kursus, kon ek nie verder gaan studeer het nie, want ek het nie die beurs gekry nie. So op die 17de Januarie van die jaar, net nadat ek matriek geskryf het, bevind ek myself toe in die gangetjie by die Universiteit van Wes-Kaap, waar ek saam met 'n vriendin daar aangekom het. En die rede hoekom ek saam met haar gery het, is bloot eenvoudig omdat sy gesê het, sy wil gaan uitvind of sy verpleging daar kan gaan studeer. Ek het haar probeer ooreed die naweek voor dit, dat dit 'n baie dom idee was, want ek weet nie hoekom enige iemand sou besluit om in hospitale te werk met al die bloed en al die naalde en al die siek mense en al daai dinge nie. Dit het geklink soos 'n stupid plan vir my. Ek het haar probeer oortuig dat dit nie 'n goeie plan was nie, maar sy wou nie baie mooi luister nie. En teen die einde van die naweek wat sy by my gekuier het ek vir haar gesê, "Oké, ek sal probeer uitvind by my pa hoe om by daai plek uit te kom." Hy het vir my al die aanwysings gegee oor die foon en sy kon nie verstaan wat ek vir haar oorgegee het nie, toe sê ek sal saam met haar ry, want dit klink vir my asof ek weet hoe om daar uit te kom. Nou om 'n baie lang storie kort te knip, soos wat die twee van ons daar gesit het in daai gangetjie daai oggend, het ons gedink dat die rede hoekom ons daar is om uit te vind oor die verplegingskursus wat hulle daar aanbied vir my vriendin se onthaalwe
en ons wou maar net die papierwerk kry en ons was baie gretig om alternatiewe oplossings te probeer kry, want nie een van ons het die beurse gekry wat ons gehoop het nie, so ons kon nie gaan studeer het daai jaar nie. En ons was baie vroeg daar gewees, ons het gesit en wag voor die toedeure en toe die dame inkom wat by die kantoor werk waar ons gesit het sy ons soos 'n stopstraat geïgnoreer, in die kantoor ingegaan en met die oop deur het sy gaan sit agter haar lesenaar en begin werk. En na so 'n tydjie sê ek vir my vriendin, ek het haar so 'n bietjie met die elmboog gestamp in die ribbes en vir haar gesê, gaan vra nou vir die tannie wat jy wil vra. En sy sê toe nee, die vrou lyk te kwaai, sy wil nie gaan vra nie en om nou 'n hele gestryery te probeer voorkom, staan ek toe nou maar op want ek is nou maar net daar as 'n bestuurder. En ek gaan toe in die kantoor toe en ek sê baie beleefd vir die vrou, ons is net hier om uit te vind, kan sy dalk vir ons sê waar ons moet wees of met wie ons moet praat, want my vriendin wil graag inligting hê oor die verpleegingskursus. En die vrou het vir my baie duidelik onmiddellik laat verstaan dat ons moet net gaan. Sy sê vir my dadelik, please go, just go away, you cannot be here today. En in baie volkleurige taal sê sy vir my dat die ander studente wat klaar aanvaar is vir die kursus, gaan daai dag begin met oriëntasie en ons moet gaan, ons moet uit die pad uitkom want die oriëntasie studente gaan binnekort daar wees. So ek gaan sit toe langs my vriendin, maar ons het van Somerset-Wes afgery. Ek weet nie wie van julle ken die Kaap. Is 'n entjie van Somerset-Wes na Bellville toe. Ons het deur die verkeer gery en ek het gevoel ons het nou al die pad gekom. So ek het nou niks om te verloor nie en ek gaan toe weer na die dame toe. Ek sê toe weer vir haar, asseblief kan ons nie maar net die inligting kry nie. En sy sê weer vir my, ons moet net gaan. Ons kan nie nou daar wees daai dag nie. Hier sit ons toe nou nog steeds in die gang en 'n paar minute later toe stap die vroutjie uit haar kantoor uit en 'n ander vrou kom daartoe en sy vra vir ons, what are you doing here? Maar hulle was nie baie vriendelik geweest nie. En ons sê toe net weer, probeer om dit kort te hou, ons sê toe net ons is hier om uit te vind oor die verpleegingskursus en sy sê vir ons, where's your papers? En ons gee vir ons papiere, ek weet nie hoekom ek my papiere daai dag daar gehad het nie, maar daar sy weg met die goeders en sy kom terug 'n paar minute later. Ons het later uitgevind dat dit was die hoof van die hele verpleegingsdepartement wat ons toe mee gepraat het, so onwetende. En sy kom terug en sy gee vir ons elkeen 'n papier en sy sê so baie kort af vir ons, you must remember to fill in the paperwork later. En sy stap weg. En toe ons afkyk, toe besef ons dat wat sy vir ons gegee het, was aanvaardingsbriewe. So altoe van ons sit toe daar so met 'n brief wat sê dat ons is aanvaar vir die verpleegingskursus, maar boonbehalwe dit sê die brief dat ons is aanvaar vir die volle 4 jaar kursus met 'n beurs wat die volle 4 jaar se onkoste dek. Insluitende ons klasgelde, ons boekegelde, ons verpleegingsuniformgelde, sowel as die hele eerste, eintlik vir die volle 4 jaar, die koshuisgelde, as ons in die koshuis sou bly. Ek weet nie van julle nie, maar baie keer wanneer die hele storie vir mens onduidelik lyk, as jou lewe vir jou onduidelik lyk, dan kom die Here en hy fluister so half so saggies vir jou. Dink net weer. Baie keer fluister hy in jou oor vir jou, ek weet watter planne ek aangaande jou ken. Die grootste wonderwerk vir ons was nie die feit geweest dat ons daai dag aanvaardingsbriewe gekry het voordat ons aansoekvorms ingevul het nie. Dit was ook nie 'n wonderwerk geweest dat ons daai selfde dag ingeskakel het by die res van die studente wat begin het met hulle oriëntasieprogram, dat ons nie eers 'n halfuur van die program gemis het nie. Dit was nie die grootste wonderwerk geweest dat ons outomaties ingekom het vir 'n kursus met volle beursdekking nie. Die grootste wonderwerk vir albei van ons was geweest die feit dat ons 4 jaar later gegradueer het as geregistreerde verpleegsusters, wetende dat ons het 'n kursus gaan doen wat ons nooit geplan het om te doen nie. Ons het 'n kursus gaan doen wat ons inteendeel baie sterk geskop het teen om te doen. En ons was mal daaroor. Ons albei het dit gate uitgeniet. Ons was absoluut in ons element gewees en ons het hierdie kursus van begin tot einde regtig baie geniet. Jy sien, die Here ken jou beter as wat jy jouself ken. My storie stop ongelukkig nie daar nie. 'n Paar maande later, terwyl ek besig was met my gemeenskapsdiens in verpleging, het ek besluit ek geniet verpleging so baie dat ek graag wil aangaan om verder te studeer en ek het geplan om die aanlyn kursus te doen om te spesialiseer in 'n rigting in verpleging. En rondgebel na verskillende universiteite, almal van hulle sê dat jy moet inkom vir klasse, so dit was nie 'n regte opsie vir my gewees nie, want ek het nie die finansies gehad om weer 'n breek te vat toe ek nou klaar begin werk het nie.
En ek vind toe uit dat by Wits Universiteit het hulle 'n kursus wat jy online kan doen. En ek gaan deur al die goedjies en op een van my afdae gaan ek deur al die kursusinligting en ek bel Wits Universiteit om vir hulle te sê wat 'n kursus dit is wat ek graag wil doen. Ek praat met die vroukie oor die foon. Nou, net om baie duidelik te sê, ek is 'n Kaapenaar, ek bel toe nou die vroukie by Wits Universiteit en die enigste rede hoekom ek bereid is om met haar te praat, is omdat ek duidelik sien op die internet dat hierdie is 'n aanlyn kursus, want ons Kaapenaars is nie baie lus om Johannesburg toe te kom nie. Maar in elk geval, ek sê vir die tannie wat ek soek, en sy sê vir my, okay, dis reg, sy gee vir my 'n e-posadres, sy stuur vir my die inligting deur. En ek het vir haar al die kursuskodes gegee, en soveel detail as wat ek kon, en 'n paar minute later sien ek, hier kom 'n e-pos al klaar deur, ek dink, joh, die tannie is nogal op die bol, soos hulle sal sê, want sy's nogal vinnig, maak die e-pos oop, en ek sien dit is al die inligting vir die, wat hulle noem die Graduate Entry Medical Program. Ek lees die goedjies so vlugtig deur, ek besef nie, wag, die tannie was nou heeltemal die mekaar geweest. Nou bel ek haar terug, ek sê vir haar, tannie, mevrou, ek wil nie meer die swat nie, ek wil graag verpleging verder studeer, kan jy vir my asseblief, dit is die kursuskodes, ek lees weer alles terug vir haar, en sy sê vir my, nee, ek het vir die regte goeders deurgegee. Nou, dieselfde ongeduld wat gemaak het dat die Here my nie in onderwys ingestuur het nie, het toe nog daai dag baie sterk deurgekom, en met my selfde ongeduld antwoord ek die vroukie toe nou terug, ek sê vir haar, mevrou, kom ons verstaan mekaar nou baie mooi, ek het klaar vir die regte kursuskodes deurgegee, ek lees dit weer vir 'n derde keer deur, ek sê vir haar, ek wil nie 'n dokter wees nie, ek soek die verplegingsinligting. Sy sê vir my, ek het vir die regte inligting deurgegee, maar jy moet nie nou baie tyd mors om met my oor die foon te praat nie, want as jy dit nie nou invul vandag nie, en dit vandag pos nie, is die deure nou toe, want môre is die sluitingsdatum vir die aansoeke. En toe is ek nou op die plek gevies vir die vrouens, ek sê vir haar, ek het geen planne om 'n dokter te wees nie. Ek stel nie belang om 'n dokter te wees nie. Ek wil nie 'n dokter wees nie. Ek gaan nie Johannesburg toe kom nie. Ek wil net die verplegingkursus hê. En sy sê vir my, as jy langer met my oor die foon praat, gaan jy nie klaar kry met die vorms nie. So ek gaan nou die foon neersit en sy sit die foon neer. Tot vandag toe is ek nie seker met wie ek gepraat het nie. Maar ek het daai dag 'n baie sterk argument met die Here gehad. Want ek was nie van plan om 'n dokter te wees nie en ek het geen belangstelling gehad om 'n dokter te wees nie. Ek het gesien hoe hulle studeer, ek het gesien hoeveel kilogram weeg die handboeke wat dokters moet studeer om te gradueer en ek het geen belangstelling in so 'n tipe van martelproses gehad nie. Met dit wel gesê, partykeer dan fluister die Here so in jou agterkop, ek ken die planne wat ek aangaande jou het. En daai dag toe sê ek vir die Here, okay Here, ek gaan hierdie goeders invul en ek gaan dit instuur, maar ek gaan nie inkom nie, want ek weet wat moet jy hê en watter punte jy moet hê en al daai ander dinge om 'n dokter te word. En ek het nie al daai goeders nie, so ek gaan al hierdie goeders invul en dan gaan ek nie inkom nie en dan sal ek al daai mense wat so karring vir die afgelope paar jaar, sal ek vir hulle kan sê, ek het nie ingekom in die kursus nie, so dan is dit nou ook afgehandel. Ja. Aan die einde van daai jaar, in Desember maand, het was ek dink 'n dag voor Kersfees, het ek die oproep gekry om te laat weet dat ek aanvaar is vir die kursus. En binne baie kort dae het die Here een na die ander wonderwerk gedoen om blyplek te kry, om te kan kom op boontoe, om geld te hê, om te trek Johannesburg toe. En hy het telke ander wonderwerke gedoen om my deur daai kursus te kry, want ja, die handboeke weeg 'n paar kilogram. En vandag soos ek weet hier staan, weet ek weer eens, die Here het baie keer nie net gefluister nie, baie keer het hy harder en harder gefluister in my agterkop. Baie keer het hy begin skreeu, ek weet watter planne ek aangaande jou koester. Planne vir 'n hoopvolle toekoms. 'n Paar jaar later, en ek gaan afeindig met dit, 'n paar jaar later, nadat ek al 'n klein rukkie in die mediese veld gewerk het, ek het 'n praktyk gehad, ek het my hospitaaljare klaar gemaak en op die einde van die dag as 'n privaat GP gewerk. Hele paar jaar later bevind ek en my man onsself in Denemarke waar ek vir 'n tyd nie kon werk nie. Jy moet eers Deens leer voordat jy in Denemarke kan dink om te registreer as 'n dokter. En ek was in die proses om te worstel deur die Deense handboeke. En in die middel van 'n verskillende klomp dinge wat gebeur het, onder andere COVID, is ek met die Here in 'n groot argument betrokke daai tyd. En ek pleit by die Here vir waarheid, vir antwoorde, want een dokter sê dit, die ander dokter sê dat. Een spesialis sê een ding, die ander spesialis sê 'n ander ding. Hoeveel van julle het al
by verskeie dokters 'n draai gemaak en hulle almal sing presies dieselfde deuntjie. Ek sien baie hande wat opgaan het. Jy al ervaar dat baie keer klink dit asof jou verskillende spesialiste en groot koppe nie met mekaar saamstem nie? Wel, ek het 'n baie groot worsteling in myself gehad, want ek het vir die Here gesê, hoe moet ek weet wat is die waarheid? As die een sê, dit is die protokol wat ons moet volg, en die ander een sê, daai is die protokol, hoe moet ek weet? En soos wat ek meer en meer met die Here pleit vir antwoorde en vir waarheid, en meer begin wonder hoe hy daai antwoord vir my gaan wys, vind ek myself die een dag op die vloer met my dogtertjie op my skoot. En dis die 6de of die 7de aand in 'n ry wat sy dieselfde boek oor en oor wil lees. En ek is nou al geïrriteerd, ek en sy het geargumenteer. Ek het vir haar gesê ek wil nie weer dieselfde boek vir haar lees nie. Sy sê asseblief mamma, kan ons? En soos dat ek hierdie boek vir die hoeveelste keer lees, het ek my eie argument met die Here in my gedagtes en ek bly vir hom vra vir antwoorde vir my worsteling terwyl ek vir haar die woorde amper maar net motories lees. En as asof die Here weer eens vir my stil maak in daai oomblik. En so saggies by my kom fluister. Ek het jou al klaar geantwoord, maar jy het nog nie een keer gelees nie. En soos ek afkyk, kyk ek na die boek wat ek oor en oor vir my kind lees, en ek sien die boekie se naam is Who is Ellen White? En dis 'n boekie wat geskryf is vir kinders, om te vertel van wie Ellen White is. En soos wat hierdie gedagtes by my opkom, is die volgende sin wat ek lees, die sinnetjie wat vir kinders verduidelik, dat hierdie dame het spesiale boodskappe van God af gekry, om aan sy mense oor te dra. Vanoggend is my vraag aan Edith en elkeen van ons hierso, hoeveel keer het ons al God se stem gehoor, wat sê, dink weer. Hoeveel keer het ons al gehoor dat hy vir ons sê, ek weet wat 'n planne ek aangaande jou koester, planne vir 'n hoopvolle toekoms. En hoeveel keer stel ons dit in twyfel? Ek weet dat die Here het wonderwerke gedoen vir my lewe, om my te bring waar ek is, maar die grootste wonderwerk was waar hy vir my so daadwerklik gewys het, deur om my kind te gebruik, en 'n klein boekie wat vir kinders geskryf is, dat die tye waar ek in twyfel gestaan het, was baie keer tye wat ek nog net nie die effort gemaak het, om te gaan kyk wat die Here alreeds vir ons openbaar het nie. En soos wat my studies verbreed het, en my fokus geskuif het, van om soveel tyd te spandeer om mense se inligting te bestudeer, na om meer en meer tyd te spandeer om God se inligting en sy geïnspireerde woorde te bestudeer. So het ek oor en oor besef dat ek moet weer dink oor wat ek gedink het is waar, weer dink oor hoe ek gedink het ek moet optree, weer dink oor my kleredrag, my eetgewoontes, my tyd wat ek spandeer. En oor het hy my gebring op 'n punt waar ek weer moes dink oor die planne wat ek vir myself gemaak het, en om terug te staan en te vertrou dat die planne wat hy maak vir ons, is altyd die beste planne. My uitnodiging vir ons, elkeen wat hier is vanoggend, is om baie keer bereid te wees om terug te staan en te sê, Here, ek lê my planne, my gedagtes, wat ek gedink het waar is, lê ek neer. En ek staan terug en laat toe dat U vir my kan sê wat U planne is vir my lewe. Baie dankie, Dr. Jade. Daar is meer aan haar verhaal, maar dit sal dan in toekomstige middagprogramme, dan sal dit verduidelik word. Sy dien tans as 'n mediese sendeling, en dit is 'n wonderwerk in sigself, daai. Dis dan vir 'n ander dag. Ek gee graag die mikrofoon aan Rian, 'n man wat nie groot geword het in die kerk nie, soos baie van ons, maar die boodskap geneem het met mag en ywer. Rian, asseblief. Asai, baie dankie. Ek het my getuienis is eintlik baie lank en ons het nie tyd vir dit nie, want ons het nog 'n seminar ook 2 uur. So ek het gewroeg daarmee om te besluit waaroor ek gaan getuig. En want ek het baie getuienisse. As 'n mens werklik elke dag lewe en daarna te streef om die Here eerste te sit in jou pad, dan kry 'n mens baie getuienisse. En ek moes kies, wat gaan ek bespreek vandag, En dit het by my gekom dat ek die laaste jaar maar gaan met julle deel gou. Maar soos ek sê, daar's baie detail en ek gaan dit nou baie vinnig moet opsom. So ek hoop nie ek mis iets daar nie. My getuienis begin waar ek reeds in die kerk ingekom het en ek gedoop is.
En ek is, soos Werner gesê het, leraar Werner gesê het, ek is nie in die kerk gebore nie. En ek het die waarheid daar buite gevind, deur ondersoek te doen, want ek het getwyfel in die wêreldsisteme daar buite, het nie vir my sin gemaak wat aangaan nie. En sodoende het ek gaan soek in die woord, en die Here het my eendag met 'n glas rooiwyn redelik geskit, en hy het vir my gesê, as ek, jy weet, in hierdie toestand wat ek op baie oomblik was, en hy kom, dan is ek verlore. En ek het myself doodgeskrik, want wat gaan aan? En so het ek opgehou drink, en nie dat ek iemand was wat, maar ek het die naweke het ek hom goed gedoen. En so het ek na die waarheid gekom, en ek het in die woord, en dit is 'n baie lang getuienis, tot waar ek gekom het, waar ek vandag is. En ek wil afskop waar ek begin het met, na ek gedoop is, en ek is in die kerk, is seker nie 'n maand of 2 daarna nie, en Fransjo kom na my toe, en hy sê vir my, of ek nie 'n diaken wil word nie. En ek sê, wat? Dink ek by myself, 'n diaken? Ek is eintlik, jy weet, ek is nog 'n bietjie rookie, ek het nou net hier ingekom, maar ek sê vir hom, ek sal bid. En ek gaan bid, en ek vra die Here wat sy wil is, en die Here antwoord my, en hy sê, ja, ek moet een word. En ek tog toe, okay, en ek begin. En Fransjo het vir my daai dag woorde gesê wat ek nooit sal vergeet nie. Hy het vir my gesê dat om diensbaar te wees vir die Here is die grootste seën wat jy ooit sal ontvang. En dit is werklik so. Toe ek diensbaar geraak het, net as 'n diaken, die seën van die Here was ongelooflik. Soos ek nou gegroei het in die diensbaarheid, het ek begin groei. En Andre het my gevra om ook op biduur betrokke te raak, en ek het gesukkel om voor mense te praat. Ek kan dit eintlik glad nie doen nie. En ek kon dit nooit gedoen het nie. En hierdie was nou net oor Zoom, so jy sien nie as die mense nie, maar nog steeds. En die een keer praat ek oor Zoom, of ek het nie aangebied of iets nie, maar ek wou 'n comment gee, en ek het gepraat, en toe voel dit vir my skielik, terwyl ek nou praat, en ek wil my opinie gee, asof daar iets my vat hier agter op my nek, en my so trek en my verwrig. En ek draai half so, en ek kan nie asem kry nie, ek kan nie praat nie, niks. En ek druk die mute knop. Na rukkie kom ek terug op. Ek sê ekskuus, ek het 'n bietjie ek kon nie daar, jy weet, verskoon. En ek gaan na Chantal toe, en ek sê vir haar, ek gaan nooit ooit in my lewe hierdie doen nie. That's it. Hierdie is nie vir my nie, en ek dink diaken is baie goed vir my, en dit is waar dit gaan bly. Andre hou aan met my, en soos ek saam met hom fietsry, en saam met hom baie tyd spandeer, groei ek, en hy leer my verskriklik baie. En ek begin toe biduur doen in Desember. 1 Desember doen ek 1 biduur, wat ek aanbied. En dit was moeilik en so aan, en ek het gesukkel. En met dit het dit beter geraak soos ek aangegaan het, en ek het toe begin biduur doen elke 1 keer 'n week, elke woensdagoggend. En dit was nog steeds vir my baie moeilik, en ek het 'n verskriklike skedule, en my skedule is rof, en heeltyd vroeg ek met hierdie, jy weet ek, nou het ek die biduur ook tussen alles, en dit is 'n verkeerde gedagte, maar hoe meer ek daaraan dink, hoe meer diensbaar ek was vir die Here, hoe meer tyd het ek gekry vir my besigheid, hoe meer tyd het ek gekry vir die ander goed, waar 'n kliënt 3 ure gevat het om sekere dinge mee deur te werk, verander dit in 'n 20 minute scenario waar die Here net die deure oopmaak en dit net makliker maak. Besigheid word maklik. En wanneer mense in die oggend al jou planne voor die Here lê en saam met hom deel, en as 'n mens jou hele lewe senter rondom die Here, dan gaan hy jou so vooruit. Hy gaan toe so vooruit dat ek ouderlin word. En net soos ek ouderlin word, toe verander my hele lewe en hy gaan onderste bo. Want intussen het my vrou lank gesoek vir 'n plaas, en sy soek vir 'n
plaas want ons wil graag die kinders uit die skool uithaal en homeschooling doen en so aan. En ek sê vir haar, dit is nie moontlik nie, jy weet, dit is, en ons gaan kyk bietjie, maar daar is nie regtig iets nie. En al die properties is bonded en al daai tipe van goed. Ek kom toe op 'n plek waar ons toe besluit, weet, ons bly maar in die stad, ons gaan nie plaas toe gaan nie, dit gaan nie uitwerk nie. Ons bediening is seker maar hier, wat gaan 'n mens in elk geval op 'n plaas doen alleen? En net soos dit gebeur, en ons nie meer soek vir dit nie, kom daar 'n plek op ons af. En sy kyk daarna en sy sê, sy kan nie saam mee gaan nie, en ek gaan kyk alleen na die plek. En dit is 'n asemrowende mooi plek, en kan nie glo vir wat se prys dit gaan nie, alhoewel dit baie geld is. En maar die plek is in 'n verskriklike toestand, die grasdakke is afgeruk, of stukkend geruk deur die bobbejane, die water, die elektrisiteit, alles is 'n gemors. Maar op die plaas is daar 'n mooi kapel op die berg, en ek gaan in daai kapel in, en daar's iets wat met my praat daar binne. En 'n koel wind waai. Baie keer as ek bid in die natuur en ek voel 'n koel wind, dan weet ek dit is die Heilige Gees. En ek sê vir die agent, ons stel definitief belang, en maar ek moet eers bid. Ek gaan huis toe, ek sê vir Chantal alles wat ek gesien het, en die foto's wat sy gesien het is nie die werklikheid nie, maar ek is in die industrie, so dis okay, maar dit is nou die Here se wil. Ek bid en ek vra vir die Here om vir ons te bevestig asseblief of hierdie pad is vorentoe of nie, en wat ons moet doen. Hy sê dit is, en hy beantwoord die gebed, en ons gaan besoek die plaas weer, ek gaan kyk weer mooi, Chantal is saam met die agent, ek is een kant in die natuur, en ek gaan bid weer, en ek vra weer vir die Here. Ek is weer na die kapel toe, en ek begin te praat met die agent, en die agent sê, die plaas is, daar's geen onderhandeling, die prys is vas, dit is 'n kontantkoop, en daar's 'n 10% non-refundable deposito betaalbaar. En ek sê, ek kan nie dit doen, ek kan nie 'n non-refundable deposito betaal nie, en my situasie is anders, ek het nie kontant om die plaas mee te koop nie, ek sal moet koop subject to my huis. En hy sê, wel, maar hy sal dit voorlê aan die koper, maar hy kan nou al sê, daar kom 'n oorseese ou in oor 2 weke wat invlieg, wat kom kyk na die plek ensovoorts. En die eiendom is ook geregistreer vir BTW, so ek sal dit koop in die besigheid, en dan is dit 'n zero VAT transaksie, so daar is nie BTW betaalbaar nie, en daar is dan nie oordragkoste ook nie. En ek gaan en ek maak toe die offer, en ek skryf neer vir die offer en 'n 10% refundable deposito subject tot die verkoop van ons huis. En ons bid daaroor en ons doen dit, en ek sê vir die agent weer eens, ek het gebid daaroor, en hierso is dit. Hy sê, as jy gebid het daaroor, dan wie gee my die reg om dan nie die offer te vat na die verkoper toe nie, en hy doen dit. En nie lank nie, ek dink is 'n paar ure, bel hy terug, hy sê die verkoper het aanvaar. En ek dink, wow, okay. En nou is dit skielik. Het eintlik nie verwag nie. Nou is die eerste probleem die 10% deposito. En ek is in 'n slegte stadium met kontantvloei in die besigheid, nou weet ek nie wat gaan ek doen nie. Ek vat toe daai kontantvloei, of ek het nie kontantvloei nie, maar ek bid, ek vra vir die Here asseblief maak vir ons deure oop. Wat gaan ons doen? En Chantal sê ook vir my, nou wat nou? Ek sê vir haar, ek het gebid en die Here sal voorsien. 2 dae later, toe in my rekening, dis die 10% daar, deur gelde wat ingekom het van die besigheid, wat net daar gekom het, nie verwag nie, nie fakture wat uit is nie, is net guarantees wat ingekom het. En ek bel die agent, ek sê vir hom, sê nie baie geluk. En daar het ons dit, maar nou met ons het ook die tweede ding is, ek moet die huis verkoop. En dit is nou, dis waar ons het hard tref, want ons is lief vir ons huis. Het is 'n mooi huis, en ons sit die huis in die mark, en die volgende dag te verkoop die huis.
Die huis het verkoop vir meer as wat ons om die mark voorgehad het. Daar was 3 offers op die huis gewees en dit het in 1 dag verkoop. En daar het ons die plaas. En so op 'n week of so 3-4 weke daarna, toe kom daar nog 'n verrassing en die prokureur wat my vriend is, Aby, bel my en hy sê vir my dat die SARS het teruggekom en gesê hulle gaan nie 'n zero wet doen nie want die ander party se boeke is nie lekker in orde nie, die besigheid was bietjie in dormant. En nou moet ek die BTW kontant betaal en ek moet dit nou doen. En weer eens die kontantvloei lyk nie goed nie, plus ek het van die kontantvloei wat ek nou ingekry het wat besigheidsgeld was, het ek nou gebruik vir die deposito. En ek bid weer vir die Here en ek vra vir hom om te help. En 'n mens voel soos 'n seentjie wat miskien jou pa vashou. En hy hou my vas deur hierdie hele proses, ons hele familie. En dit was 'n baie sielkundige, dit klink nou 'n maklike proses, maar dit was vir ons 'n verskriklike sielkundige proses. Van waar ons gekom het as in die wêreld vriende verloor het, in die kerk gekom het en hierdie hele stap gevat het, 'n huis waarin ons kinders gebore was. 'n Prachthuis, 'n huis wat jy nie met kontant kan terugkoop nie, want almal wil daar bly in daai straat. Ek verkoop my mooi kar, daar het ek die wet, die BTW geld en ons gee alles vir die Here en ons gaan in hierdie plaas in. En so gaan ons aan. Daar was 'n huis wat ons nie verkoop het, wat ons gehad het, wat ons sukkel om te verkoop te kry, 'n ander ene. Ons kon gelukkig toe in die huis intrek. Die Here gee vir ons die huis en hy was 'n jaar lank in die mark met geen verkope nie en geen belangstelling. Ons bly in die huis terwyl ons toe die plaas reg kry om in te kan bly, want hy het nie geriewe gehad of hy was nie in die toestand om te kan bly nie. En ons bly in hierdie huis en weer eens net voor die plaas reg is wat ons kan trek, hier verkoop die huis. En dit is asof die Here 'n mens heeltyd vooruit gaan wanneer mens in gebed is en wanneer mens saam met die Here is. En ons kom op die plaas en dit is 'n absolute seëning van die Here. Ons noem die plaas Tandaza. En dit is die Here se plaas, dit is nie ons plaas nie. En ons is van plan om groot werk daar te doen vir die Here. Ons wag vir sy wil, sy instruksies, intussen is daar baie wat reggemaak moet word en gedoen moet word. Dit wat ons tot op hede gedoen het, is ongelooflik. Dit waarvoor ons die plek voor gekoop het, dubbel en dwars meer as dit al spandeer in kontant. Die deure van die hemel het net oopgemaak, ek weet nie waar dit vandaan gekom het. Dit is ongelooflik. Die storie is baie meer detail en baie langer as dit, maar ons tyd is bietjie min. En ek wil afsluit deur te sê, wanneer nommer 1 vir my was dit, om diensbaar te wees is 'n baie, baie groot seën. Om die Here nommer 1 te maak in jou lewe, elke oggend, al jou planne voor hom uit te lê. Elke stap wat ek gedoen het in hierdie laaste jaar, besigheidsstap, koop van die plaas, verkoop van enige ding, het ek altyd die Here eerste gestel. Ek het hom gevra, wat is sy wil? Sekere tye as ek nie sy antwoord gekry het nie, het ek looitjies getrek, om te weet wat sy wil is. En so het ek gestap in sy wil, en vanoggend wil ek net vir julle sê, gebed, vertroue, geloof, en gehoorsaamheid is baie belangrik. Ek kom ook agter, gehoorsaamheid is absoluut, dit is so belangrik, en om elke oggend vir die Here te vra, dat hy jou sal vashou, daai hand sal vashou, en saam met jou deur gaan in hierdie woeste wêreld van ons. Dankie. Geliefdes, is nie wonderlik om te hoor van hierdie verhale, van hoe die Here 'n plan het, die Here se sorg is daar oor elkeen van ons, ongeag ons omstandighede. Ek gaan vra dat ons gaan nou met die oog op die tyd en op die middagpraatjie, dat ons slotlied gaan oorslaan. Ek gaan vir ons bid en dan gaan ons die lied wat ons speel na die gebed, dan kan ons dit sing. Reg, kom ons staan saam. Liewe Here, magtige God,
Dankie vir u wonderlike, verstommende liefde. Dankie dat ons in hierdie verhale kan sien, liewe Here, hoe u kinders beskerm teen wanneer ander mense slegte dinge beplan. U beskerm en bewaar die kinders. Wanneer ons nie seker watter kant toe nie, dan maak u vir ons die weg oop en u skenk vir ons middele wat ons nooit verwag nie. Wanneer ons dink, liewe Heer, dat een of ander dinge te hou vas op ons, dan breek u daai bande en u maak ons los. Mag dit so wees, liewe Heer, dat hierdie getuienisse vandag mense sal begeester, sal volmaak met moed, en mag ons, liewe Heer, deur gebed, geloof, gehoorsaamheid, soos Rian van gepraat het, met u wandel, verheerlik u self, liewe Heer, onder u kinders. Ek bid in Jesus naam. Amen.